Welkom by Rou en Reguit, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Reguit. Kom ons chat. Dis finaal Dinsdag ouens en wat 'n rowwe week. Ek het bietjie van 'n crazy week agter die rug gehad en ek het gedink om hierdie episode te kind of daarop te fokus en dit is nogals 'n great onderwerp waarvan ons vandag praat want dit is iets wat ek dink ons almal het al gevoel en dit is dat die lewe is nie regverdig nie. Alles gebeur altyd met almal om jou, met jou vriende, met jou kollegas, met jou broers, met jou susters, maar niks werk vir jou uit nie. Alles wat jy probeer, werk nie vir jou uit nie. So nou wat doen ons met daai situasie? Want ons voel sleg en ons maak almal om ons sleg voel. Kyk, dit is nie fair dat jy nie daardie kompetisie gewen het nie. Dis nie fair dat jy nie kon gaan na daardie show wat jy so excited oor was nie. Dis nie fair dat jy nie meer 'n werk het nie, terwyl jou vriende promosies kry en hulle eie goed begin. En weet jy wat? Dis reg om so te voel. Ek wil hê julle moet dit erken. Skree dit as julle wil. Die lewe is nie fair nie. Maar nou vra ek jou. En nou praat ek met jou soos wat jy nou voel. As jy nou voel dat daar goed is wat gebeur het, maar dit het net gevoel of jy in 'n doodloopstraat vasloop. Jy sien, daar gaan goed gebeur wat nie in ons beheer is nie. Maar ek weier om te laat dit ons onderkry. Dat dit ons vasvang in wat ons voel en ons laat sit en vrot in teleurstelling. Het is belangrik om te voel hoe jy voel, maar om dit nie weg te steek nie. Daar is iets kragtig daarin om net vir 'n oomblik bietjie te kom wend. Om net te erken, hierdie sak nou regtig en dit is nie fair nie. Die lewe is nie fair nie. Dis reg om so te voel. Maar hier is die ding, hierdie stukkie, hierdie episode van jou lewe, wat die dinge nie nou vir jou uitwerk nie, en wat dit nie fair is nie, en wat dit sak, hierdie oomblik van frustrasie en onregverdigheid, dis dit, dis net 'n oomblik, dis nie hoe my en jou storie gaan eindig nie. Maak nie saak wat om ons gebeur nie. Ons het die krag om te aanvaar dat daardie dinge is wat dit is en dit is nie in ons beheer nie. Maar jy het ook die krag om te besluit hoe jy daarop gaan reageer. So kom ons noem hierdie somme les 1. Hier's wat ek wil hê julle moet doen, as julle in hierdie situasie is, wat jy voel, okay, ek het nou nie daai werk gekry nie, en dit was nie fair nie. Of, jy kon nie na daai show toe gaan nie, want jy het nie genoeg geld gehad nie, dit was nie fair nie. Maar kom ons vat hierdie as stap 1. Hierso is die vraag wat jy vir jouself moet vra. Hoe lank wil jy in hierdie spasie bly? Hoe lank wil jy vasgevang wees in dis nie fair nie? Kyk, gee jouself die kans om te proses, om te voel, om te wend. Maar dan moet jy besluit,
Verander die manier waarop jy na hierdie situasie kyk. As iets slegs gebeur, het jy die reg om kwaad, hartseer en sommer depressief te wees. Want weet jy wat? Dit beteken jy is geestelik gesond. Jy voel jou emosies vir die verskillende situasies. Maar ook, jy gaan nie vir altyd in hierdie situasie, hierdie episode van jou lewe wees nie. So kom ons maak dit bietjie prakties. Jy moet jouself vra, wat is eintlik in jou en my beheer? En jy gaan verbaas wees oor hoeveel dinge jy eintlik kan beheer in jou situasie. So kry 'n plan, kry 'n motief, maak klein aanpassings, net iets kleins, om jou situasie beter te maak. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, dan Google jy dit. Of dan kry jy 'n video van iemand wat al deur dieselfde ding gegaan het. Of, hier's 'n idee, vra vir ChatGPT. Ons almal ken ChatGPT nou al, dit was al groot stories gewees. So gebruik dit, dis daar, dis verniet. Ons is so gelukkig om so iets in ons lewe te hê, op hierdie huidige stadium. Want dit is so maklik om enigiets te doen deur ChatGPT. So skryf daarvoor. Maak asof jy die beste therapist in die wêreld is en verduidelik vir my hoe om 'n beter werk te kry. Wat kan ek doen om 'n werk te kry? Of skryf daarvoor. Ek kon nie na hierdie show toe gegaan het nie, omdat ek nie genoeg geld gehad het nie. Ek voel depressief daaroor, ek voel dat dit nie fair is nie. Weet jy, kom ons kyk actually wat doen sy. Ek gaan dit nou vir haar tik. Ok, ek het nou hier vir haar geskryf. Kom ons gebruik dit as 'n voorbeeld. Ek het vir haar gesê, maak asof jy die beste therapist in die wêreld is en help my met my probleem. Ek kon nie na my gunsteling vertoning toe gegaan het nie, want ek het nie genoeg geld gehad nie. Ek voel depressief omdat my vriende gegaan het. Hoe verander ek my situasie en om volgende keer saam te gaan? En kyk wat sy geantwoord. Ek hoor jou frustrasie en jou teleurstelling. Dit is moeilik om te voel jy mis uit terwyl ander mense die ervaring kry. Hierso het sy vir my stappe en stappe en stappe en stappe gegee van hoe ek my lewe kan verbeter. Hierso, nommer 1 sê sy, laat jouself voel, moenie vassit nie. Nommer 2, fokus op wat jy wel het. Nommer 3, werk aan 'n plan vir die toekoms. Nommer 4, kyk na 'n groter prentjie. En dit is presies waar ek vandag met julle praat. Dit is presies dit. So sy's daar, gebruik haar, vir klein, dom goedjies. Sy's daar tot julle beskikking, gebruik haar. As daar 'n wil is om jou lewe te verbeter en om jou situasie te verbeter, is daar 'n weg. En as jy regtig niks aan jou situasie kan verander nie, dan onthou jy het beheer oor hoe jy daarteen reageer. Jou woorde, jou gedagtes, jou aksies, dit is in jou beheer. Jy kan besluit hoe jy hierdeur gaan beweeg. Jy sien, mense dink soms dat die lewe gaan hulle iets skuld. Dat as hulle harder werk, as hulle goeie, beter mense is, as hulle bes probeer, dan moet dinge vir hulle uitwerk. Maar dit werk nie altyd so nie. Soms doen jy alles reg en steeds gebeur die slegte goed. Dit is realiteit, mense. Dit is hoekom dit belangrik is om te aanvaar wat jy nie kan verander nie.
maar ook om te besef waar jy wel iets kan doen. Soms is die enigste ding wat jy kan verander, jou gesinsheid, jou ingesteldheid, die manier hoe jy jou situasie kyk. Dis nie maklik nie, ek weet, maar is nodig. Dis hoe jy groei, hoe jy sterker word, hoe jy deurdruk, al voel dit of daar 'n blok in jou pad is, asof jy teen 'n muur vaspraat. Maar ek wil ook julle eintlik eerlik iets vra. Hoeveel keer bring jy jouself in 'n situasie wat jou aftrek? Hoeveel keer bring ons onsself in daai situasie? Jy weet daai bar waar ons gewoonlik na toe gaan en die volgende dag 'n vet babbelas het? Daai kokain wat ons gebruik, wat ons depressief maak en laat voel of ons nie uit die bed uit wil klim nie? Daai vriendegroep wat jou energie tap en jou laat leeg voel? Daai persoon wat jy mee gister in die bed geklim het, wat jy nie van 'n kant af ken nie? Sulke goed is groot impakte op ons lewe en ons het dit nie nodig nie. As ons minder goed doen wat ons afbring in die wêreld, gaan ons meer tyd hê om goed te doen wat ons opbou en 'n beter mens wees. As ek vandag die besluit maak om beter te leef, gaan ek môre my vrugte pluk. Kom ons maak môre bietjie vroeër klaar vir daai werksonderhoud. En kry alles reg die aand voor die tyd, sodat jy nie môre hoef te haas nie of laat is nie. Kom ons hang uit saam met mense wat ons opbou en nie neerbring nie. Kyk, toe ons klein was, het almal vir ons gesê hoe ons moet leef. Die government, jou ouers, die kerke. Maar wat van jou verpligtinge teenoor jouself? Waar is jou versus jou riglyne? Wanneer laas het jy vir jouself gesê, hierdie is my standaarde en ek gaan daarby hou? Ek wil hê jy moet vir jouself sê, ek gee myself toestemming om te voel, maar ek gee myself ook toestemming om vorentoe te beweeg. Jy is nie jou omstandighede nie. Jy is nie net 'n slagoffer van die lewe nie. Jy's 'n vegter, 'n deurdrukker, iemand wat wil opstaan. Maak nie saak wat nie. So hier's my laaste boodskap vir jou. Jy is nie alleen nie. Hierdie oomblik is nie jou einde nie. Jy gaan môre opstaan en jy gaan okay wees, my chom. Jy gaan okay wees. Want jy is sterker as wat jy dink. Ek's hier met jou. Hou aan beweeg. Tot Vrydag. Totsiens.